just want to speak the name of Jesus over fear and all. Weet jy wie van julle het al ooit iets gekoop en dan as jy hom eventually in jou hande het of die kar wat jy gekoop het en jy klim in daai kar of die pakkie wat vir jou gekom het, jy maak daai ding oop en jy kyk goed so en sê soos dis nou glad nie wat ek verwag het nie. Is nou Timo. Ek het daai ervaring nou, wat is die aan Shein? Timo en Shein. Man, daai hemp, nee, hy lyk of hy die mooiste, dis die mooiste hemp. En hy die mooiste sakke. En dan kom hy pakkie daar aan en dan, ek het gedink, met die paar goedjies wat ek nou sou koop, sou dit darm so size boksie gewees het, at least. Dan kom hy pakkie aan en is net so ding. Haal ek hy hempie daar uit, nee. Hy het so mooi gelyk op die fotootjies. Sy sakkie is mooi met 'n ou badgie, alles. Haal ek hy hempie so uit en sit 'n geprinte sakkie. Dan is dit nie eens regtig 'n sakkie nie, hy het hom net so geprint. Terrible. Ek het al hierdie ervaring gehad met 'n paar goed wat ek in my lewe gekoop het, dan het ek nou die ding in my hand. Dan sit soos, hierdie was nou soos glad nie wat ek gedink het ek gaan kry nie, en ook glad nie waarvoor ek betaal het nie. My ervaring, miskien het jy al so ietsie ervaar. Dis wat met die navolgers van Jesus gebeur op Goeie Vrydag. Hulle verwag, soos wat ons laasweek gesê het, 'n politiese koning, 'n koning wat Jerusalem gaan oorneem en vir hulle sosio-ekonomies gaan kom verlos. Hulle gaan hulle, eenvoudig gestel, hulle gaan hulle plek weer terugkry, hulle gaan hulle stad weer terugkry, hulle gaan hulle land weer terugkry. Dis wat hulle verwag van Jesus, is hierdie koning. Die Jode wag vir hierdie koning. En wat hulle kry, is hulle staan en kyk hoe hy doodgemaak word. Hulle dink hulle gaan 'n koning kry wat hulle kom verlos en hy gaan die koning wees wat gaan regeer, soos wat ons in die Ou Testament lees, soos Dawid, soos al die ander konings, hy gaan regeer vir lank tot hy oud is en hy gaan hulle kom help. En hier hang hy aan die kruis en hy gaan uiteindelik dood. Verslaaf, verstom, staan hierdie mense. Ons wat nou hier sit, is anders. Ons weet Jesus is gekruisig en toe staan hy die dood uit op, hulle het nie geweet nie. So vir 'n oomblik wil ek jou vra om net te probeer om jou in hulle skoene te plaas. Hulle staan op Goeie Vrydag, hier is die enigste hoop wat hulle gehad het. Nie 'n Shein pakkie nie. Hierdie is hulle enigste hoop wat hulle gehad het, om onder die verdrukking van die Romeinse regering uit te kom, was hierdie nou hulle enigste hoop. En hier hang hulle enigste hoop aan 'n kruis. Hulle weet nog niks van wat Sondag gaan gebeur nie. Niks, hulle het nie klou nie. Dink hoe verslae moes hierdie mense gewees het. Hulle weet, die enigste hoop wat hulle het, is dood. Nou moet ons onthou, die Fariseërs en die Sadduseërs, dis die skrifgeleerdes van daardie tyd. Die Fariseërs glo op daai stadium, dat daar 'n verlosser eers aan die einde van die tyd van die aarde en van die bestaan sal kom. Die Fariseërs glo, daar sal 'n verlosser aan die einde kom. Die Sadduseërs, en nou moet ons hierdie mooi hoor, dis die Joodse raadgewers, dis die tempelowerhede, dis die dominees van die kerk van daardie tyd. Die Sadduseërs hulle self glo, daar's geen lewe na die dood nie. So wanneer jy nou in jou Bybel lees en jy lees van Sadduseërs en Fariseërs en die skrifgeleerdes, dan moet jy weet, daar's twee groepies. Die een sê, eers aan die heel einde sal daar iemand vir ons kom. Die Sadduseërs sê, daar's geen lewe na die dood nie. Die dominees van die kerk, dis hoe hulle geglo het. As jy dit dalk nie geweet het nie, dis hoe die Jode geglo het in daardie tyd. Eers aan die einde, sê die een groepie, die ander een sê, daar's geen lewe na die dood nie. Terrible.
So wanneer Jesus kom sterf aan die kruis, dan staan die fariseërs so en hulle sê, dit was toe nie hy nie. Dit was toe nie hy nie. Want hier staan ons nog en die Romeinse Ryk verpletter ons nog steeds. Die Sadduseërs sê, I told you so. I told you so. En die Romeinse Ryk en die tempelowerhede sê, yes, ons het gewen. Ons het hom 'n klomp strikvrae gevra, hy het elke keer ons uitoorlê en eventually het ons sin gekry. Ons het hom gekruisig. Hy is dood. Hy is uit ons pad uit. Hy is nie meer vir ons 'n moeilikheid maker nie. Hy gaan ons nie meer pla nie. Hierdie moet ons in gedagte hou. Was jy al verbaas oor iets wat in jou lewe gebeur het? Iets wat jy nie gesien kom het nie. En jy staan daar absoluut verbaas. Nou kom Sondagmôre, en jy kan hom lees in Markus 16, vers 1 tot 8, is die volgende. Almal is verslae. Almal se hoop is verpletter. Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus, staan daar, en hulle weet volgens die Joodse rituele dat aan hierdie lijk 'n paar goed gedoen moet word. Sondagmôre. En nou ken julle die storie. Sondagmôre vat hulle het olie gekoop, dierolie. En hulle vat hierdie olie en hulle gaan na Jesus se graf toe om hom te balsem. Julle weet hoe die Egiptenare gemaak het en die mense van daardie tyd, hulle het jou gebalsem en dan het hulle jou met olie gesmeer en dan het hulle jou met lappe toegedraai, in jou graf gesit en dan is hy toegemaak. En daar kom hulle aan by die graf, vroegoggend, hulle kom by die graf aan en die klip is weggerol. Onthou, hulle weet nog niks wat gebeur het nie. Hulle het nie 'n klou nie. Hulle dink soos, goed, miskien het iemand oornag sy lijk kom steel. Miskien het iemand sy lijk kom steel. Hulle stap daarin, Markus 16, stap hulle daarin, en daar sit 'n jong man in die hoekie. En hy vra vir hulle, na wie soek julle? Na wie soek julle? En hulle sê, ons soek na Jesus. Hy sê vir hulle, hy is nie meer hier nie. Gaan na Petrus toe, en die res van die disippels, gaan na Petrus en die res van die disippels toe, veral vir Petrus, en sê, kry my op die plek waar ek vir julle gesê het ek sal wees. Nou hierdie klomp manne, om nou hierdie 12 manne bymekaar te kry is nou 'n issue. Onthou, hulle het weggehol. Die een het hierdie kant toe gespat, daai kant toe het een het daai kant toe gespat, omdat hulle bang was dat hulle ook in gevangenis geneem sal word en ook gekruisig word. So die manne is nou gespat. Dis soos wanneer daar 'n fight by 'n braai uitbreek. Ma sê, pa, ons klim nou, ons ry nou. Dis so iets. Hulle elkeen is in hulle eie rigtings in, want hier is moeilikheid. En nou moet hierdie manne weer bymekaar kry. En eventueel kry hulle hierdie manne bymekaar en hulle sê vir hulle wat het nou hier gebeur. Hulle sê, Aikona, kan nie wees nie. En hulle gaan kyk en hulle sien self die graf is leeg. Wat daarna gebeur, lees ons dan nou in Handelinge en op 'n paar ander plekke, maar veral in Handelinge is hoe Jesus aan hulle verskyn. En vir van hulle is hierdie, ons kan dit nie glo nie, en onthou die verhaal, steek jou vinger, ek wil my vinger in jou gate steek, dan sal ek nie glo. So verskyn Jesus dan nou res, en daai gedeelte gaan ons nou by kom, wanneer ons die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees oor die volgende 40 dae gaan hanteer. Pinkster gebeur oor die volgende 40 dae. Wat God doen met die opstanding van Jesus Christus, is hy herstel sy eer. Nou daai pakkie wat jy nou so gekry het by Shein of Temu, en jy maak daai ding oop, en jy voel soos wat jy voel, hierso is, ek het nou 'n paar rand betaal, en nou het ek nog, julle ken die invoerbelasting deeltjie, ek het nog invoerbelasting ook betaal, nou staan ek met die pakkie, en ek staan,
En dit voel vir my of iemand my gekroek het. Iemand het iets aan my eer gedoen, wanneer ek daai pakkie oopmaak, en ek kry nie wat ek gevra het nie. Dan kom God en hy herstel Jesus se eer. Nou, wie se eer herstel hy nog? Sisa, wie se eer herstel hy nog? As God Jesus se eer herstel, ek sit hier nou nie op die spot nie, ek kan so. As God Jesus se eer herstel met die opstanding, wie se eer dink jy herstel hy nog? Almal sin. Almal sin. Ek ken 'n keer waar jou beste vriend of een van jou beste vriende jou in die steek gelaat het. Waar hulle gesê het, ek sal altyd daar wees vir jou. Ek sal altyd daar wees vir jou. No matter what man, moenie worry nie. Jy kan my 3 ure in die môre bel, ek sal daar wees as jy 'n pap wil het of jy iewers op 'n plek sit waar jy dalk nie moet wees nie met 'n paar kappe te veel in. Ek sal jou kom haal. Ek sal altyd daar wees vir jou. En dan gebeur dit dat jy die telefoon optel en daai persoon sê ek kan jou nie kom help nie. Of hulle drop jou heeltemal. Ons ken dit. Elkeen van ons ken dit. As dit nie was vir opstanding Sondag nie. En ons het nie die belofte gehad van 'n toekoms en dat die dood oorwin is nie. Dink gou vir 'n oomblik hoe sê jy voel. Ons nie een van ons sou hier gesit het nie. Jy sou iewers by jou huis gesit het dalk nou of in die mall of wat ook al. Dink gou vir 'n oomblik as Jesus net aan die kruis gesterf het en hy het nie opgestaan het nie, hoe sou jy voel? Sonder die belofte van 'n toekoms, 'n belofte daarvan dat jy ook sal opstaan die dag wanneer jy doodgaan, dat jy by God sal wees. Hoe sou jy voel? As ek in hierdie gedagte dink, dan raak ek benoud. Ek raak benoud. As in my lewe net tot niks toe moes kom nie. Ek maar net hier was en net nog 'n nommertjie was en net hier gelewe het en daar was vir my niks hierna. As ek in dit dink, dan raak ek ongelooflik benoud. Jesus kom herstel elkeen van ons se eer. En daarom kan ons vanoggend hier sit. Ons kan sê, maar jeng, die lewe het 'n paar uitdagings. Daar's 'n paar klippe op die spoor. Maar daar's vir my 'n toekoms. Daar's vir my 'n toekoms. Ek weet, die dag wanneer ek my laaste asem uitblaas, is ek nie alleen nie. God is in my teenwoordig en ek in syne. Die kruis sê vir al hierdie mense wat dit aanskou, alles is verby. Dis verby. Dis kapot. Dis klaar. Die opstanding sê, dit het nou net begin. Dit begin eintlik nou eers. So daar waar jy nou in jou lewe is, ek weet nie waar jy jouself bevind nie, daar's 'n splinternuut getroude paartjie, sorry ek target julle nou so 'n bietjie vanmôre. Dis 'n baie mooi voorbeeld van wanneer Jesus sterf van die kruis en hy staan op, dan sê hy vir elkeen van ons, daar's 'n nuwe begin. Daar's 'n nuwe begin. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Daar's 'n nuwe begin en daai begin het gebeur van jou geboortedag af tot nou toe. Wie van ons glo dit werklik? Wie van ons glo werklik hier's 'n nuwe begin? Miskien het jy 'n nuwe onderneming of jy's al lank in jou onderneming en jy weet nie hoe gaan hierdie ding uitspeel nie. Kyk na die dieselprys, hoe dit ook al sy en jy weet nie hoe dit gaan wees nie. Jy weet nie of jy dalk nog 'n werk gaan hê nie, wat ook al. Dan is die belofte van die leë graf, God sal jou nie voor 'n toedeur los nie. Hy gaan jou nie voor 'n toedeur los nie. As jy raak vanoggend hier sit en jy worry oor jou besigheid.
Jy worry oor jou werk, jy worry oor jou toekoms, jy worry oor jou huwelik, jy worry oor jou kinders wat dalk iewers ver is. Dan sê God vir jou, ek los jou nie voor 'n toedeur nie, want wat het met die klip gebeur, Pieter? Die klip is weggerol. Wat sê dit vir ons? God los die klip altyd vir jou oop. Hy sal jou nie voor 'n toegraf by wyse van spreuke los nie. Jy gaan dalk daar aankom in jou lewe nou, waar jy dalk nou is, ek het geen idee waar jy dalk in jou persoonlike lewe nou is nie, en jy voel asof jy voor 'n toegraf staan. Opstanding Sondag is hierdie belofte, dat God altyd, maar altyd vir die klip sal wegrol. Partykeer gaan jy bietjie moet wag. It is what it is. Partykeer gaan jy bietjie moet wag. Jy gaan selfdissipline moet toepas, en jy moet geduldig wees. Want God rol daai klip weg op presies die regte tyd. En hier is die ander ding. Partykeer staan ons voor, en ek gebruik nou metafoor as kies. Jy staan voor hierdie toegraf, met die klip voor, maar jy staan voor die verkeerde een. En nou staan ons, en ons kyk na die toegraf met die klip voor, en ons staan, en ons kyk vir hom, en ons kyk vir hom, en ons kyk vir hom, en ons dink dis die regte een. Die oomblik wanneer ons in totale afhanklikheid oorgee aan die Here, en weet dat die Heilige Gees in ons lewens werk, dan gebeur dit. God kom op 'n mooi manier, en hy draai net jou gesig, en hy wys vir jou 'n ander een, wat al klaar oop is. Nou moet ek net loop. Die graf is klaar oop. Ek moet net loop, maar ek staan voor die verkeerde een. En dit kan net gebeur. 'n Oop graf ontdekking kan net gebeur wanneer ons totaal en al afhanklik is en vir die Here sê, Here, wys my, staan ek voor die verkeerde een, by wyse van spreuke. Twee seentjies hardloop in die mielielande rond. En is hierdie tyd, dis amper oestyd, hulle hardloop so tussen die mielies rond, en dit raas, en gaan te kere, maar daar jol hulle nou tussen die mielies, en eventueel pluk hulle 'n kop van die mielies af. Nou bekyk hulle hierdie kop so, hulle weet nou, okay, die tyd waarin jy hom kan kook, is verby. Wanneer kook 'n ou 'n mielie? Jy kook hom wanneer hy mos nog groen of wit of sag is. Dit sal enige mielieboer daar agter vir jou vertel. Wanneer hy nog groen is, dan kook jy hom, en dan eet ons lekker mielies. Ek love 'n mielie, weet jy van julle. Hulle pluk hom, maak hom oop, en die pitte is kliphard. Jy staan hulle daar, en hulle het nie 'n klou. Hulle byt so aan die eerste enetjie, en is 'n geween en 'n kners van tande. Hulle besef hierdie ding gaan hulle nie kan eet nie. En wat hulle doen is, hulle trap hom in die grond in. Trap hom weg in die grond in. Sonder dat hulle weet, hou hulle nou eintlik begrafnis vir hierdie ou mieliestronk met sy pitte aan. Hulle weet dit nie, maar hulle hou begrafnis vir hierdie mieliestronk. Opstanding Sondag is presies dit. Is presies dit. Volgende jaar, as daai manne daar verby loop, wat gebeur met daai mieliestronk? Uit die dood uit kom nuwe lewe. Uit die dood uit kom nuwe lewe. Miskien sit jy vanoggend hier en jy voel, jy is 'n platgetrapte mieliestronk. Dan sê die Here vir jou, uit die dood uit, sê Opstanding Sondag, uit die dood uit sal daar altyd nuwe lewe kom. Glo ons dit altyd nie? Nee, as jy in 'n verknorsing is en jy staan op 'n moeilike plek, dan en jy is daai mieliestronk onder die sand, dan glo ons dit nie. Die belofte is dat uit die dood uit altyd nuwe lig sal kom. Jesus breek die mag van die dood. Die dood, soos Paulus skryf, het geen mag meer oor ons nie. Paulus skryf dit in hierdie mooi metafoor. Hy sê, dood, waar is jou angel? Die dood het nie meer heerskappy oor ons nie. Dit is waaroor
opstanding Sondag gaan. En die ergste ding wat met jou kan gebeur, is nooit die laaste ding. Hoor mooi, die ergste ding wat met jou kan gebeur is nooit die laaste ding. Tot jy nie jou laaste asem uitblaas nie. Die ergste ding wat jy moontlik kan gebeur, as jy dink jou besigheid gaan toemaak, en jy dink dis die ergste ding wat met jou kan gebeur, of jou huwelik is op die rotse, en jy dink is die ergste ding wat met jou kan gebeur, dan sê Jesus vanmôre vir jou, dis nie die einde nie. Of voel dit dalk so vanoggend vir jou? Ek het soos hierdie gevoel op 'n stadium. Die slegste ding wat jou seker met jou in die lewe kan gebeur, is wanneer jy doodgaan terwyl jy nog lewe. Is wanneer jy doodgaan hier terwyl jy nog lewe. Jy lewe, jy doen jou werk, jy gaan aan en jy lewe fisies hier in liggaam, maar hier en hier dood. Dit is die slegste ding wat met jou kan gebeur. En die uitnodiging vanoggend is dat Jesus vra, soek iemand vir wie jy kan help, want dis die goed wat jou weer laat lewe. As jy iemand help, help dit jou om weer te lewe. Miskien voel jy dalk so vanoggend. Jesus se opstanding het mense radikaal verander. Toe hulle uitvind hy het opgestaan, het dit hulle lewens heeltemal verander. Heeltemal, totaal en al. En dit is nie net iets wat met Jesus en sy volgelinge gebeur nie, dit is iets wat met ons behoort te gebeur vanoggend. Vanoggend wanneer jy daai brood vat en daai wyn in jou hand het en ons sê vir mekaar neem eet, doen dit tot sy nagedagtenis, dan behoort daar iets in jou te gebeur. Dan behoort daar môre wat maandag is en dinsdag is as jy terug is by die werk, behoort daar iets met jou te gebeur omdat jy glo dat daar iets met jou kan gebeur. Omdat jy glo dat daar iets met jou kan gebeur. Is eendag 'n oomie. Ek ken so 'n oomie, hy sit daar agter die klankbord en sy dogter. Hy is perfeksionisties. Hy pak sy goedjies so. As jy sy kombuiskas oopmaak, dan staan daai koppies presies so. Oortjies na dieselfde kant toe, reguit in 'n lyn. Jy kan hulle met 'n liniaal meet. Hy's perfeksionisties, maar daar's een koppie waaruit hy elke dag koffie drink, net een. Die res staan so en hulle word elke week gewas en weer mooi teruggepak, maar elke dag drink hy net uit sy koppie, dis sy koppie. Dis absoluut net sy koppie. Eendag drink hy so lekker klaar, en die kat hardloop voor hom in, daar val sy koppie. En hy het soveel waarde geheg aan hierdie koppie, dat hy daar staan en hy huil oor sy koppie. Dis 'n koffie. En sy vriende sê vir hom, hy sê, wat's fout met jou? Dis 'n koppie. Daar is nog 10 in die kas, wat is fout met jou? En hy sê, maar dis my koppie. Dis my koppie waaruit ek elke dag gedrink het. Hy het so die goed opgevee, in die asblik gegooi, is niks wat hy daaraan kan doen nie, toe besluit hy gaan na 'n koffieshop toe, en hy gaan maar daar sit, en dan sy wonde lek, hy gaan daar 'n koppie koffie drink. En die dame wat vir hom die koppie koffie aanbring, is so lekker groot koppie, sit hom voor hom neer, en toe hy daai koppie koffie so optel, toe sien hy maar daai randjies gaan so, en dan so, en dan so, en dan so, mooi afgewerk, rondings afgewerk, maar daai koppie is nie level nie, hy is nie reguit nie. En weet julle wat doen dit aan sulke mense? Ek is alweer van hulle. Daai koppie, hy kyk hom so, maar hy is nie reguit nie. Hy kyk die koppie so, en hy sien maar, hierdie koppie is ook nie mooi rond nie, hy het so 'n bultjie uit, en hy sien maar, hier's goue streepies op hierdie
koppie. En hy roep die waiter. Hy sê, kom hier. Wat laat jou dink, wie dink jy is jy om vir my so 'n koppie te gee, waarin ek nou my koffie moet drink? En sy sê vir hom, oom, dis ons most special koppie, wat ek vanoggend vir jou gebring het. Want hierdie koppie het al 3 keer geval. Hy het al 3 keer geval en elke keer plak ons hom aan mekaar. Ons plak hom mooi aan mekaar. En dan seël ons hom met goud. So jy die beste koppie gekry wat jy kon kry. En aan daai oomblik besef die oom, waarde beteken nie om altyd heel te bly nie. Om waarde te hê in hierdie lewe beteken nie dat jy altyd heel gaan bly nie. Jy gaan val. Partykeer gaan jy breek. Maar om waarde te hê beteken nie om heel te wees elke keer nie. Waarde beteken hoe goed jy jouself weer aan mekaar kan plak. En hoe jy die Heilige Gees toelaat om met goud dit mooi te kom afseël. En net daar besef hy, dis die mooiste koppie wat hy in sy lewe gesien het. Die lelikste, maar die mooiste. En dis wat Jesus kom doen. Met sy stikkend aan die kruis, kom gee hy vir ons die grootste geskenk. En hy staan daar op, sodat ons kan lewe. Hy gee vir ons elkeen die mooiste koppie, en as jy vanoggend hier sit, elkeen van ons se lewens verskil van mekaar. Miskien party van ons het al meer geval as ander. Weet, dat Jesus sy hand uitstrek na jou toe, en hy sê, jou stikkende gevalde koppie, miskien is die naam al af, en die oortjie is al afgebreek, en jy het nie eens meer 'n oortjie nie, het hom net so vashou. Jou koppie is 'n spesiale koppie. En uit die grond uit sal die mieliepitte altyd bly groei. Waar jy voor 'n leë graf staan, waar jy voor 'n toegraf staan, is die plek waar God ons heen lei. Wees paraat op die werk van die Heilige Gees. Hy sal jou wys waar dit is. Die Here het werklik opgestaan. Hy het opgestaan en ons behoort ons stikkende koppies te embrace. Embrace dit. Embrace die goed waarmee jy struggle. Embrace dit. Dis die goed wat karakter bou. Amen. Kom ons bid saam.